Strome van seën uit die hemel, gee God aan ons deur sy gees. Hy schenk die wettige geboorte, maak van ons Sê jy die kers vir ons aanstem, Renay? Baie dankie vir die lekker saam sing. Baie welkom vanoggend by die erediens. Kom ons draai ook so na mekaar toe en sê vir mekaar ook baie welkom. Party mense het nou ingekom terwyl ons gesing het. Jy kon nie lekker vir hulle groet nie. Sê sommer vir hulle wat jou naam is as jy dalk nie hulle naam ken nie, dat ons mekaar kan leer ken. Baie welkom aan elkeen van julle vanoggend in die erediens. Na die tyd is daar ook lekker tee in die vierkant, so as jy nou iemand nou ontmoet en dit lyk na 'n vriendelike vreemdeling, nooi hulle na die tee toe en dan word julle sommer mense wat mekaar ken en wat elke Sondag mekaar hier kan kom kry. Ons het nou gesing van die strome wat uit die hemel uit vloei deur die Gees in ons lewe in. Op 'n stadium het Jesus 'n Samaritaanse vrou by 'n put ontmoet en vir haar gevra vir water uit die put uit. En toe het hy vir haar gesê, elkeen wat van hierdie water drink, dit wat in die put is, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, vir haar gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, vir haar gee, sal in hulle 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. En ons kan dink wat die vrou toe vir Jesus gesê het. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water. Dit is wonderlik om te kan dink dat die Here in ons so fontein is. So miskien is daar van ons wat vanoggend moeg is, wat uitgeput is, wat voel dat die week te rof was, of dalk die eerste paar maande van die jaar. Ek wil vra, sit net so oomblik so, en ek gaan weer die water laat speel, en ontvang dit van die Here, dat hy deur sy Gees 'n fontein in jou lewe is, en moenie toelaat dat jy jouself wys maak, jy is beperk, jy raak moeg,
Jy het net soveel vermoëns. Maar vat dit vir oggend, dat daar in jou 'n God is, wat baie kragtig is, en wat hierdie lewende water ook in jou laat opborrel. Genade en vrede vir jou, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons sing 'n lied vir die Here. Ek weet verseker, U is my Heer. U het my sonde uit liefde vergeef. Is my partykeer vreemd dat die woorde so praat oor die Here, terwyl ons hier in die kerk met die Here wil praat. So as jy wil sê, ek weet verseker, U is Heer. U het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede. Ek is U kind. Dan kan ons dit vir die Here ook so sê. Die ander sing maar net die woorde, maar as jy wil sê, met die Here wil praat, doen dit. Kom ons staan en dan sing ons die 2 verse saam. Wonderlik hoe 'n lied wat getuige lied kan word wat 'n gebed is, omdat jy dit vir die Here sing. Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 5 vers 1 tot 11. Maar nou het ek eers al die kinders nodig. Ons maak dit maar die laerskoolkinders. Môre. Wie van julle het al gevoel julle wil klaar groot wees? Het julle nog nooit so gevoel nie? Dis lekker om klein te wees. Het julle al gevoel julle wil klaar groot wees? Ja, kyk nou daai meisie staan en kyk in die spieël en sy dink sy is al klaar 'n groot model, nê. Nee. En hy sien jy het sy pa se klere aan, hy voel bietjie hoe voel dit, maar dit lyk asof dit hom al pas, nê. Nee. Sy kop lyk net baie klein. En daai dink hy gaan eendag 'n bouer wees. Ek weet hier's 'n seun in die gemeente wat nie wil skool toe gaan, hy wil niks anders wees as sy pa, hy wil 'n loodgieter wees, maar sy ma het vir hom gesê 34 of 35, ek kan nou nie onthou nie. So hy weet hy moet nou maar wag tot hy 35 is, dan kan hy ook 'n loodgieter wees. Ekskuus, jammer, kom staan ons mee voor. As hy. Wie van julle se ma's het al vir julle gevra, julle moet die was goed doen?
Wat? Regtig? Hoekom? Jy is nog so klein. Maar dis met 'n wasmasjien soos daai, nee, elektriese wasmasjien. Sê gou weer vir my wie se ma het al vir hulle gevra. Ja, ek kom my kinders al baie vroeër begin goed vra, het lyk in my, nee. Hoekom het mamma nog nie vir jou gevra om die wasgoed te was, dink jy? Want sy kan dit self doen, nee. Sy is aan baie besig, nee. Sy het seker al gewens sy kan vir jou vra om die wasgoed te was. Hoekom dink julle vra mammas nie vir klein kindertjies om wasgoed te was nie? Dink julle ons kan dit doen? Hulle dink jy ons kan dit doen nie, nee. Mens kan dit al doen as jy klein is nie. Nou as hulle vir jou sou vra, wie sou jy roep om jou te kom help met die wasgoed? 'n Tannie of 'n oom. Maar jy sê nie jou boetie of jou sussie nie, so jy het nog nie, jy dink 'n tannie of 'n oom moet maar was. Ja, okay. Mense gaan roep maar 'n tannie of 'n oom. Wie van julle is al gevra om skottelgoed te was? Dit glo ek. Ja, nee, dit sou mamma, is hy nie bang die borde of iets gaan breek nie? Nie. So ons hoef niemand te roep nie, almal van ons kan skottelgoed was. Wie van julle is al gevra deur pappa om die gras te sny? Ja, ek kan dink dat julle al gevra is. Het jou pa vir jou gevra? Het jy ook so gevoel soos daai ouetjie? Jy? Met 'n trekker gras sny. Ja nou, liewe land. Ja, maar kan jy oor die stuurwiel sien? Jy kom, okay. So julle is al gevra, wie van julle dink julle sou 'n pappa of 'n mamma moes gaan roep as iemand vir julle vra om gras te sny, of 'n oom of 'n tannie? Wie dink julle dis maar 'n oom of 'n tannie wat moet gras sny? Nee, 'n tannie nie, hè? Wat se tannie? Wie van julle se ma sny gras? Toe maar moenie sê nie. Okay. Wie van julle is al gevra om die vougoed uit te gaan sit, die vougoedsak? Was dit 'n groot sak? Was dit swaar? Bietjie swaar. En dit is simpel, net daai sakke skeer maklik en dan is alles wat binne-in is buite, nee, in die geval is daar glas is en die souse loop uit. Dis partykeer is morsige storie om vullis uit te sit. As mense vir julle sou vra, dink julle dis 'n kind se werk om vullis uit? Nou moet julle nie antwoord nie, maar gaan moeilikheid maak. Maar dink julle klein kindertjies moet sulke groot vullissakke uitsit, nee, wat swaar is? Mense moet maar oom of 'n tannie vra om jou te help, nee. As jou ma of pa dit vir jou vra, dan dink hulle jy is baie sterk. Wie van julle moes al 'n wiel omgeruil het? 'n Motor se wiel of 'n bakkie se wiel? Wie van julle het al 'n band omgeruil? Wie van julle wou al? Wou julle al? Okay. Maar jou pa was bang die kar lê op die grond en wie gaan hom dan optel, nee. Dink dit is iets wat ons dink 'n oom of 'n tannie moet maar doen. Dink julle 'n tannie kan 'n wiel omruil? Ja, definitief, nee. En baie pa's wat net dogters het, leer vir hulle dogters om wiele om te ruil, nee. Maar julle kan sien, daar is so 'n paar goed op daai skerm wat 'n mens liewerste maar dink. Dis aan my vir klein dogtertjie om al daai goed te doen. Dit is aan baie gevra. Of 'n klein seentjie, nee. Mens moet maar iemand gaan roep om dit te kom help doen. Hier's nou nog iets wat het julle geweet, daar was 'n tyd wat daar nie vrede was tussen God en mense nie. En as iemand nou vir jou sê, jy moet vrede bring tussen God en mense, dink julle dis iets vir kindertjies om te doen? Dink julle 'n kind kan vrede bring tussen die Here en mense? Jy dink dit kan? Hoe gaan 'n kind dit doen? Vir mense vertel van Jesus. Dis 'n manier waarop mens vrede kan bring tussen die Here en mense, né? Paulus sê ons kry dit nie reg nie. Nie eers net as jy klein is nie. Grootes kry dit ook nie reg om in vrede met die Here te lewe nie. Maar ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom mense dit nou reg kry. Wie dink julle moet ons gaan roep as daar vrede moet wees tussen mense en God? Wie kan dit doen? Altyd reg met die regte antwoord, sê gou daar. Jesus. Sy. Ek het geweet dit gaan nie antwoord wees, nee. Want dit staan nou in die Bybel. Het julle geweet dat selfs pappas en mammas kan nie hulle eie vrede bring tussen hulle en die Here nie. Dis onmoontlik vir hulle. Maar Jesus het ons kom help dat ons het vrede tussen ons en die Here. En dis wat jou laat voel, maar mens kan dit doen, nee. Mens kan net vir mense van Jesus vertel en dan kan hulle vrede hê met die Here. En vrede beteken dat dit lekker is tussen ons en die Here. Alles is uitgesorteer, né? Die groot mense praat van versoen. Hoor julle, daar is 'n soen in die middel, né? Jy kan nie iemand soen wat jy mee vyande is nie. Sies, né? Na COVID kan 'n mens nie eens enigiemand meer soen nie, né? Maar hy soen laat 'n mens dink, ek en die Here kan nou met mekaar soene deel, want ons is versoen.
Daar's vrede tussen ons. Ek voel maklik dat ek na die Here toe kan hardloop en in sy arms kan inspring. Nee. Want Jesus het dit reggemaak tussen ons. Dis 'n wonderlike gedagte. Hierso is vir julle elkeen 'n visser, omdat julle so vriendelik was om na my toe te kom. Hier nie sommer vir hulle uitdeel asseblief. Dit kan ek vir 'n klein dogtertjie vra om te doen, nee. En sy het niks hulp nodig hê. Dankie. As jy 'n boetie of 'n sussie het wat daar in die bank sit en ek gaan net maar vir ja, vat vir jou boetie een en ek moet nou maar vir ek sien Johan kort ook 'n bietjie energie. Nou kan ek moet maar regverdig ook wees, ja. Dankie. Julle kan weer by mamma en pappa gaan sit, hoor. In die Bybel vir almal, dis eintlik die Bybel wat geskryf is vir mense wat doof is en 'n klein woordeskat het. Lei vers 1 van Romeine 5, nou is daar vrede tussen ons en God, want ons Here Jesus Christus het vrede gemaak tussen ons en God. Julle kinders moet nou nie dink versoen kom van soen af, hoor, dis sommer my eie opmaak, maar daar's groot waarheid in dit. As mamma en pappa kwaad is mekaar, dan kan hulle nie soen nie. Maar as hulle versoen is, dan soen hulle weer lekker. Dan kan 'n mens sien, nee, daar's vrede tussen mamma en pappa. En net so soek ons, hinker ons na daai vrede ook met die Here. En van die Here se kant af weet hy, ons kan nie terugkom na hom toe nie. En daarom kom hy na ons toe. En dis wat ons nou gaan saam lees in Romeine 5. Voordat ons lees, kom ons raak saam stil en dan bid ons saam. Kom ons buig die hoofde saam. Hemelse Vader, dankie dat U die Here is van hierdie oomblikke. En ook die Here is van die ganse lewe, die hele lewe. Dat ons kan weet dat U is hier altyd. Dis ons wat soms hier kom. Soos U ook op berge en in dale. Oral waar ons gaan, is U God. Dankie dat U ons wêreld, wat vol stryd is, in onmin, in haat en jaloesie, in afguns, in kompetisie, in mense wat ongeskik is met mekaar, afbreekend is, wat mekaar net wil doodmaak, omdat hulle nie met mekaar saamstem nie. Here, dat U 'n lig in hierdie wêreld kom aansteek het, dat U vir ons weer hoop gebring het, dat ons kan glo in dit wat goed is, en dat ons 'n verwagting kan hê, dat U die lig in hierdie wêreld nie net kom aansteek het, in 'n klein plekkie daar in Bethlehem, of in Jerusalem, aan die kruis nie, maar dat daar 'n lig deurgebreek het, uit Bethlehem, deur Jerusalem, wat die wêreld vol gaan, en vir alle mense hoop bring, omdat U gedoen het wat niemand van ons hier op aarde kan doen nie. En dit is om weer terug te gaan, na dit wat arme Eva gehad het, daar in die paradys. 'n liefdevolle, versoende verhouding met God, waar 'n mens met vrymoedigheid by U kan wees, sonder skaamte, sonder vrees, veroordeel, sonder dat 'n mens voel daar's iets tussen ons, kon ons met vrymoedigheid oop en bloot voor U wees. Dankie dat Jesus dit weer moontlik gemaak het. Here, ons leef nog binne hierdie wêreld, en al weet ons dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, en ons met U versoen het, vrede gebring het tussen ons. Daar is daar tye, soos in 'n huwelik ook maar, waar daar goedjies gebeur wat 'n mens onseker maak. Hoe voel die ander een oor my? Kan ek weer nader gaan? Of moet ek maar my afstand hou? Dankie dat ons van U kant af weet, ons kan altyd terugkom. Altyd weer na U toe gaan. Daar kan niks in ons lewe gebeur. En Paulus sê dit in Romeine 8. Daar's niks. Hy probeer alles opnoem waaraan hy kan dink. En uiteindelik sê hy niks in die hemel of op die aarde wat ons kan skei van U liefde. Daardie liefde wat ons gesien het in die Seun Jesus Christus nie. Here, wil U daarom gee dat as ons vanoggend hier by mekaar is met al ons emosies, al ons ervarings, al die belewennisse waarmee ons vanoggend hier in die kerk sit in ons gedagtes, dat ons ook nou U Gees sal toelaat om dit wat U Gees helder en duidelik elke dag vir ons probeer sê, om oop en ontvanklik te wees, om dit te hoor. U is sonder veroordeling vanoggend hier by ons,
om ons weer opnuut te verseker van u liefde en dat u genade vir ons bedoel is, elkeen van ons. Dankie dat ons daardie verwagting kan hê as ons hier luister. Dankie Here, ons wag op u. Amen. Ek lees vir ons uit Romeine 5, die 2020 vertaling. Paulus mens moet nou die hele Romeine brief gaan lees en Paulus bou voort op 'n gedagte en dan gaan hy weer terug en hy gaan weer vorentoe. So as ons Romeine 5 lees, dan moet ons dit eintlik in die konteks lees van die hele Romeine brief. En tot hoofstuk 4 het hy 'n paar goed probeer sê vir die mense daar in die gemeentes in Rome. En van 5 af na hoofstuk 8 toe gaan hy nou weer 'n klomp goed sê en dan van 9 tot 11 en van 12 tot die einde. So dis 'n wonderlike struktuur in die boek, maar iemand het gesê soos verdiepings, maar daar's trappe wat tussen die verdiepings loop, so mense moet heeltyd op en af. Maar dis 'n wonderlike, dis die evangelie wat Paulus deel. En hy sê in hoofstuk 5, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Omdat ons dan nou op grond van geloof, nie die wet nie, geregverdig is, in die regte verhouding met God is, geregtigheid gekry is, vrede, versoening met God, het ons hierdie vrede by God. En dit alles het gebeur deur ons Here Jesus, die Messias, die Christus. Ek gaan nou teruggaan na hoofstuk 3 toe, net om daai eerste sin, deel van die sin in te pen. In hoofstuk 3 sê hy, geen mens sal op grond van die uitvoering van die wet voor God geregverdig word nie. Ons moet dit duidelik hoor. Ons het die wet en ons kan dit lees en lees en lees en lees. Paulus sê, die Here sê deur Paulus, geen mens sal op grond van die uitvoering van die wet voor God geregverdig wees nie. Want juist deur die wet ken ons die sonde. Hy sê die sonde is so uitermate sondig, dat as jy in die sonde is en jy bring die wet in die sonde, en dan gebruik jy die sonde die wet ook om jou aan te kla, dit help jou niks as jy die wet het nie. Maar nou, en dis nou dat Christus gekom het, word die geregtigheid van God, dat ek geregverdig verklaar is, dat ek rein verklaar is, skoon gewas van my sonde, dat ek in die regte toestand voor die Here is. Nou word hierdie geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete beslis getuig, inderdaad, dit word nou sonder die wet bekend gemaak. So vir 'n oomblik skuif God die wet een kant en sê vir die Jode, dis goed, ons het die wet, begin met die wet, dit is reg, dit was deel van die hele plan, maar vir 'n oomblik los die wet. En hoor hoe jy gered gaan word sonder die wet. Hierdie geregtigheid, die regte verhouding met God, versoening met God, hierdie vrede met God, gee God nou deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Ons is nie in 'n bedeling van werke nie. In Christus is ons in 'n bedeling van geloof. En net in die vorige hoofstuk het Paulus gesê, kyk maar na Abraham. Abraham het nog nie die wet gehad nie. En God het sy geloof vir hom tot geregtigheid gereken. So op hierdie pad waarmee die Here besig is met sy verbondsvolk, het alles begin by geloof. Die geloof van Abraham, die verhouding met Abraham wat God gehad het. En om die Israeliete te help daar in die woestyn, het die Here vir hulle die wet gegee. Dat hulle kan besef, hoe lyk 'n lewe saam met die Here? Maar die Here het geweet, met die wet gaan ons onsself nooit kan red nie. Ons het iemand nodig. En daarom het Jesus gekom. En nou sê die Here, sit die wet eers een kant, en hoor my, dat dit waarna jy smag om weer versoen te wees met my, om vrede te hê met my, dit kom deur Jesus Christus. En hoe jy dit in jou lewe ontvang is, dat die Heilige Gees jou help om dit te glo, dat God deur Jesus alles gedoen het wat nodig is, om jou rein en heilig voor God te stel. As God na my kyk, na jou kyk nou, dan kyk hy nie en merk af of jy die wet nakom nie. Hy kyk deur die bloed van Jesus Christus. En dan sê die Here, verklaar hy dit, Paulus verklaar dit. Daarom is daar nou geen oordeel meer vir die wat in Jesus Christus is nie, wat in hom glo nie. En dis iets wat ons hier en nou kan weet. Daar wag 'n oordeelsdag, maar ek gaan nie daar kom en dan haal die Here die wetboek uit en dan merk hy af. Dit gaan gebeur daai ook. Maar wanneer ek daar kom, dit gaan ons nou oor praat.
dan geld nog steeds wat Jesus gedoen het aan die kruis. En ek glo dit, en wanneer ek daar staan voor die Here, dan staan ek met daai selfde geregtigheid wat Jesus aan die kruis hier en nou vir my verwerf het. Hy sê die profete getuig, waarvan die wet en die profete getuig, hierdie geregtigheid van God. Gee God hierdie geloof in Jesus Christus aan almal, aan elkeen wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het gesondig. En met die wet weet jy dit net nog beter. Dit help jou nie, jy kry dit nie reg nou nie, die wet nie. Jy weet dit net beter dat jy sondaar is. En die eer aan God ontbreek. Ons gee nie aan God die eer nie as mense nie. Ons ontken God as God. Ons leef nie as sy kinders voor hom nie. En tog terwyl ons sondig is en nie die eer aan die Here gee nie, word ons goedgunstig uit genade op grond van die genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God doen van sy kant iets wat ons nooit kan doen nie, ook nie met die wet nie. Doen die Here van sy kant en hy doen dit deur sy seun Jesus die Christus. Ek is weer terug by Romeine 5. Ons is weer terug hier waar hy sê, dit wat ek gesê het tot nou toe, wat ons nou gelees het, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur die Here Jesus Christus. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit beteken ek en die Here is nou uitgesorteer. Daar's niks meer in my lewe waaroor ek my hoef te bekommer as dit gaan oor my verhouding met die Here nie. Van die oomblik dat ek glo dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het en daai werklikheid in my ingesink het, dat deur Jesus het God alles gedoen wat nodig is om my te red, ervaar ek 'n vrede in my hart, want ek weet tussen my en die Here is dit nou vir altyd uitgesorteer. Dis vir altyd reg. Deur hom, deur Christus, het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waaraan ons vas staan. Dis 'n status wat ek nou het. Dis 'n posisie wat ek het voor die Here. Ek staan vas in genade. Ek het toegang gekry tot dit. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. En in hierdie status wat ek het, in hierdie verhouding waarin ek met Christus staan, beroem ek my daarop, ek roem daarop, ek sing daaroor. Nie omdat ek het verwerf het, nie, maar omdat Christus het verwerf het. Dat ek net so seker soos ek nou hierdie geregtigheid het voor God, dat ek kan sien hoe ek gaan deel in die heerlikheid van God, wanneer Jesus weer kom om te kom oordeel, oor die wat nog lewe en reeds gesterf het. Maar nou sê Paulus, ek weet ek's nog nie daar nie, ek staan in God se geregtigheid, verwerf deur Jesus Christus, en ek het dit deur die geloof, en ek weet die toekoms wat vir my wag is, om deel te hê aan die heerlikheid van God. Maar ek lewe nog, en hierdie lewe is vol swaar kry en lyding. Hier's teenstand, hier's weerstand, ek sukkel, die week wat voor lê gaan moeilik weer wees. Maar hy sê, wie ek wat nou al lank hierdie pad stap, waaroor ek kan vir julle skryf. Ek is al deur baie dinge gewees, baie teenstand, baie ontberings, baie lyding. En ek kan met vrymoedigheid vir julle sê, as jy lyding ervaar, as jy beproef word, dan kan jy daan ook juig. Want my ervaring deur my lewe saam met die Here, en deur daai ervaring van wanneer ek in die moeilikheid ingaan, die teenstand, die weerstand, die lyding wat ek ervaar, het ek dit keer op keer ervaar, dat wanneer ek deur dit beweeg, dat hierdie verdrukking wat ek ervaar, dat dit in my 'n stuk volharding bring. Die volgende keer wat ek by iets kom waarmee ek gaan sukkel, dan besef ek, die Here is hier. Die Here gaan my hier deurvat. Ek kan volhard, ek het 'n wil in my om deur dit te gaan. En hy sê die mooi daarvan is, soos ek volhard op hierdie pad van geloof, kom ek ook agter dat ek verander. Daar's 'n stuk betroubaarheid in my. Ek word 'n ander mens as wat ek was. Die Here kan op my reken. Ek word iemand wat nie sommer handdoek ingooi nie. Ek word iemand wat vas staan, wat volhard. En dit alles omdat ek ervaar hoe die Here getrou is, hoe die Here in my lewe vir my lei. En hy sê, daarom kan ek self sê, natuurlik gaan daar lyding wees, daar gaan verdrukking wees, maar ek sing daaroor, want ek weet, dit gaan my net nog nader aan die Here bring. Dit gaan die hoop wat in my is, oor die Here wat in my lewe is, gaan dit net versterk. En daarom sing ek daaroor ook. En hy sê, hierdie hoop beskaam nie. Beskaam beteken, dit stel nie teleur nie. Hierdie hoop in God, en in wat God gedoen het, en wat hy gaan doen, stel my nooit teleur nie, sê hy. Want onder hierdie hoop, is daar 'n liefde van God
wat hy in my hart uitgestort het. En deel daarvan is sy Heilige Gees wat in my kom woon. Die Heilige Gees oortuig my van hierdie liefde wat die Here aan my bewys. Ja, ek sien dit daarin, dat toe ek nog magteloos was, en vasgevang was in die sonde, ek was nie iemand wat die Here sou kon lief hê nie, maar ten spyte van my magteloosheid en my sondigheid, het Christus op daai regte tyd vir my gesterf. Vir my wat 'n sondaar en 'n goddelose is, 'n magtelose teen die sonde en teen die wet. Ek kon nie die wet gehoorsaam nie. Ek kan nie breek met die sonde nie. En in daai situasie het die Here vir my gesterf. Nou sê hy daar, 'n mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. Hy sê dis moeilik om vir iemand wat ek onthou as laerskoolkind het die hoof die saalopening gehou. En ek was seker maar 'n sensitiewe ou seentjie in Sabee, graad 2. Maar hy vra te vir ons, wie van julle sal vir julle ma sterf? En hy het my omtrent die hele week besig gehad. Want dan dink ek, ja, ek sal, dan dink ek, nee, ek weet dan nie of ek sal nie. Paulus sê, natuurlik wil ons vir goeie mense ons lewens aflê. Dis een van die mooiste dinge as jy 'n held is, wat jou lewe afgelê het vir mense. Maar hy sê, God bewys sy liefde, hierdie enorme liefde vir ons, juist daarin, dat Christus, die Messias vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars, ons was nie goeie mense nie. Ons was nie mense wat geregverdig is nie, ons was sondaars. En nou sê hy, as Jesus dit gedoen het, as hy dit gedoen het, ek hoor hierdie boodskap by Paulus, hoe Paulus vir my sê, daar's 'n vrede by jou, daar's 'n vrede tussen jou en God. Jesus het dit gedoen terwyl jy 'n sondaar was, so goddeloos het hy vir jou sonde gesterf. Jy was magteloos, selfs met die wet. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Dit was wat ek was, 'n goddelose sondaar, en die Here het in sy liefde my daar gered deur sy dood aan die kruis. Nou is ek geregverdig voor God. Nou kom maar 'n tweede hekkie waar ons moet oorgaan. Jesus kom weer, hy kom om te oordeel. Nou sê Paulus, dink nou net gou, as die Here jou gaan haal het toe jy sondaar was, goddeloos was, en aan die kruis vir jou gesterf het, so groot is sy liefde, en jou nou 'n regverdige mens gehad het, en 'n mens kan nogal vir 'n regverdige mens dalk sterf, hoeveel te meer sal hy dan nie daar wees, wanneer sy oordeel voltrek word. En daarom hoef jy jou glad nie daaroor te bekommer nie, net soos hy daar was toe jy sondaar en 'n goddelose was, is jy nou regverdige en sal hy daar wees, vir jou as regverdige, wanneer jy voor die troon van God moet verskyn, om geoordeel te word. As ons, toe ons nog vyande was, toe ons sondaars en goddeloses was ons eintlik God se vyande, ons het hom nie geëer en geken nie. As ons toe deur Jesus se bloed met God versoen is, deur die dood van sy seun, hoeveel te meer, by daai tweede hekkie, wanneer God kom om te oordeel, sal ons deur sy lewe, hy wat opgestaan het, die lewende God is, verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Ons is nou met hom versoen, ons is geregverdig, ons is ander mense wat daar voor hom gaan staan. Hoe maklik sal dit nou vir hom wees, terwyl hy bereid was om ons as vyande te aanvaar, om ons nou te aanvaar, wanneer hy kom om te oordeel. Nou het ons al 2 keer gehoor wat ons kan roem. Ons kan roem in hierdie hoop wat voor ons lê, dat ons deel het aan die heerlikheid van God, ons kan roem in die swaar kry wat ons nog moet deurgaan, totdat ons daar kom, maar hy sê ons kan ook roem in hom, wat in sy liefde die grond is, van dit alles waaroor ons nou sing en juig. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, die Messias, deur wie ons nou die versoening ontvang het. En dis waaroor vandag gaan, dat ons hier by die tekens is van die nagmaal, die tekens van Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het, toe ons sondaars was en goddeloses was, en God nie geëer het nie, selfs met die wet, niks kon doen vir onsself nie, het die Here geweet, en het hy gekom en ons gehelp. En nou as ons by hierdie tafel kom aansit, wil hierdie tafel ons herinner aan dit, aan God se groot liefde vir jou, wat bewys is aan die kruis, en daarvan is die wyn en die brood die tekens, maar wat jy kan weet ook jou hoop is, vir hierdie tyd wat jy moet deurgaan, die tyd van lyding, swaar kry, afsterf van jou vrou, finansiële moeilikheid wat jy het, mense wat teen jou is, omdat jy getrou is aan die Here, dit alles gaan ons deurgaan.
En dan wanneer ons by die finale koms van die Here is, dan weet ons is dieselfde Here. Dis dieselfde Here. Ek is 'n ander mens. Ek is nou geregverdig voor die Here. Ek is versoen met God. Ek is 'n nuwe mens in Jesus deur sy bloed. Hoeveel te meer sal God nie daar by die finale oordeel vir my ook sê, kom in my kind. Ons staan in 'n nuwe verhouding van geregtigheid, van vrede met God, van versoening, wat alle teenstand wat ons hierdie lewe ervaar kan oorkom. Daarom kan ons ook beroem op ons verdrukking. En ons het 'n absolute sekerheid vir die lewe wat kom, die ewige lewe. Daarom is daar vreugde in die heerlikheid van God. Ons het 'n hoop wat nie beskaam nie, wat nie sal teleurstel nie. Ons weet reeds nou dat ons gered is van enige oordeel wat die Here Jesus Christus in die eindtyd gaan bring. Iemand skryf wat in een van die kommentare oor hierdie gedeelte, dis was nou in Engels, die feit dat God ons gered het en ons ook gered het toe ons in so 'n benarde situasie was. En dit gedoen het deur middel van sy enige geborene. En nie net deur sy enige geborene nie, maar deur sy bloed. Dit weef vir ons eindelose krone om in te roem. Daai vreugde, daai blydskap wat ons nou reeds kan ervaar in dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ek gaan deur die teks, ek dink ek lees dit net soos dit staan, dat julle nou nie heeltyd my praat deur dit hoor nie. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses vir ons gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar is nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. As ons na die nagmaal kyk, dan sien ons dat die nagmaal wil ook vir ons herinner dat die Bybel ons leer dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat hy vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here, dat ons dit aanvaar, hierdie versoening, en dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo, dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe wonderlik dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie, vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis vir ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo dat Jesus Christus se liggaam ook vir jou sondes gebreek het, dat jy versoen is met God. Vrede is tussen jou en God. Die wyn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daarin en glo dat Jesus Christus se bloed vergiet is tot volkome versoening vir al jou sondes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag U vrede, die vrede wat daar tussen ons en U is, deur elkeen van ons se lewe vloei. Here, dankie dat ons kan weet dat ons het nie nou hierdie vrede, omdat ons van die brood geëet het, of van die wyn gedrink het nie. Hierdie vrede is ons deel, van die oomblik dat U Gees in ons lewens dit openbaar, dat U dood aan die kruis ook vir my is. Dankie dat ons kan weet dat hierdie vrede die wêreld ingekom, toe Jesus daar aan die kruis sy asem uitgeblaas het, en gesê, dit is volbring, dit is betaal, dit is gedoen. Dankie vir U lewe, vir U dood, vir die opstanding, vir U hemelvaart, vir die uitstorting van die Heilige Gees, dat hierdie hele heilsverhaal vir ons oor en oor verseker, U het ons innig, innig lief. Dankie Here, vir hierdie vrede. Mag ons van ons kant U terug lief hê. Mag U Gees ons inspireer tot diens aan mekaar, tot diens aan U, tot diens aan ons gemeenskap. Mag ons hierdie vryspraak wat ons ontvang, mag ons hierdie genade ook met ander gaan deel. As ons hier uit U nagmaal uitstap, mag hierdie geweldige genade wat U aan ons bewys, ons so oorweldig, dat ons met liefde, met genade teenoor alle mense om ons gaan optree. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Loof die Heere
Ek gaan die seën uitspreek en daarna het ons die geleentheid om die seënlied ook te sing vir mekaar en saam met mekaar. En met die nagmaal in ons gedagtes, met hierdie wonderlike genade en liefde van die Here oor elkeen van ons. Kom ons draai na mekaar toe en ons kyk mekaar in die oë en ons sê vir mekaar, die Here het jou ook innig lief en sy genade ook aan jou betoon. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou dring om ook genadig en liefdevol te wees. Amen.